Maar net so van hulle ook. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 42. Dit is 'n redelike bekende psalm. Ek gaan so eentjie in die prediking in, gaan ek die skriflees doen, en ek is ook so 'n bietjie na die agtergrond van Psalm 42 kyk. Bedoelende, want hier is nie 'n storie om te vertel nie. Hier is nie 'n prentjie wat ons kan onthou nie. Hierdie kan eintlik 'n baie versveelige preek word. Maar wanneer ons die agtergrond verstaan, dan kan ons Psalm 42 vat en op ons lewens toepas. Nou onthou ook, ons preek, of ek preek nie vandag oor Rina nie. Rina is nie hier. Ons kan vir ure hier praat oor wie sy was. Dit gaan aan haar saligheid niks doen. Maar die Here het dit so beskik dat vir die jare rondom wanneer ons van iemand afskeid neem, rondom die ritueel ons ook in die kerk by mekaar kom, want hy wil graag vir ons 'n woord gee. So ons gaan nou aan Rina aandag gee, na die erediens, maar ons kom nou eers by God uit. Maak klaar met God, en dan, as ons nou met die erediens klaar het, dan gaan ons aan Rina so 'n bietjie aandag gee. So jy moet nou jou aandag op God fokus, en wat die Here vir jou sê. Kom ons dink 'n bietjie oor die agtergrond van Psalm 42. Nie een van julle wat hier sit, kan sê, ek het nog nooit 'n krisis in my lewe ervaar. Ek dink net nie, daar is sulke mense. Maak nie saak hoe oud jy is nie, ons beleef krisisse. Nou onthou, ek praat glad nie van mense wat nou 'n krisis beleef. Daar is mense wat nou 'n krisis beleef. Maar dink terug aan die krisis wat jy een of ander tyd beleef het, al beleef jy nie nou 'n bepaalde krisis nie. En wanneer jy daai krisis kom, dink vir 'n oomblik aan jou emosies. Miskien is dit so lank terug, jy met daai emosies gaan opdiep om dit dalk te onthou. Maar wanneer 'n mens se lewe stormagtig is jou emosies nooit konstant. Jy is ook nooit net moedeloos en hartseer nie. Jou emosies maak so, dis op en dis af, daar's uiterstes. Een oomblik het jy hoop dat iets beter gaan. Die volgende oomblik leef jy in totale wanhoop en dinge gaan nooit weer verander. Vir 'n oomblik aanvaar jy
dit wat gebeur, ek sal klaarkom en ek sal regkom. En 'n ander oomblik opstaan van hoekom moet dit met my gebeur? En baie keer kom ons ook op die punt waar ons sê, hoekom doen die Here dit aan my? Hoekom laat die Here hierdie goed oor my toe? En so wissel ons emosies en kom gelowige mense, en as jy nou nie baie gelowig is, dan sal jy dit nie verstaan nie, maar kom gelowige mense op die punt waar hulle vra, as ek dan nou so dink, met ander woorde as ek twyfel, of as ek kwaad is vir God, is ek regtig nog 'n kind van God? Sien die Here my nog raak? Of wil ek die Here nog raak sien? Stel die Here my belang, of stel die Here in my belang, of stel ek dalk in die Here belang? En daarom ons ook, of is hulle die emosies, vandag het ek hoop dat die Here gaan help, maar môre het ek weer nie hoop dat die Here gaan help. Vandag wil ek by God wees, môre wil ek nie meer by God wees. En so leef ons dikwels in krisisse, en kom baie mense aan die ander kant van die krisis uit, verder weg van God af, verbitter, opvleend, kwaad, verwyder, en het hulle God in die proses verloor. Of het hulle verhouding met God in die proses skade gelei. En dan wil mense amper sê, maar wat was dan die nut van die krisis? Jy het net verloor. Maar broeders en susters, kyk op baie keer, stap mense uit 'n krisis uit, opnuut, verseker, versterk, vol hoop in hulle verhouding met God. En wat is die verskil? Jy is die verskil. Jy maak 'n keuse. Jy besluit of hierdie krisis waar dit ek nou gegaan het, my nader of verder van God gebring. Jy is die een wat besluit, ek het hieruit gekwyn in my verhouding met God, of ek het hierin gegroei in my verhouding met God. So, hoe jy uit die krisis uitkom, hang absoluut van jou gesindheid af. So, om nou voorbereid te wees op die volgende krisis wat dan kan gebeur. Kyk ons dan na Psalm 42. Nou maar hoekom? Wat gaan Psalm 42 vir ons leer? Ons gaan hier sien iemand wat krisis op krisis beleef. Iemand wat naby God geleef het, 'n kind van God, maar wat krisis op krisis beleef het. Hoe het hy dan gedink oor God in sy krisisse? Wat was God se rol? Hoe het sy verhouding met God gelyk? Maar as ons nou, en ek gaan dit nou vir julle uitwys, jy gaan dit nie hoor as ek dit sonder lees nie. Hierdie man beland in 'n gat, hy klim uit die gat uit en hy beland in 'n volgende gat, hy klim uit daai gat uit, hy beland in 'n volgende gat, en so gaan dit aan, maar elke keer, omdat sy verhouding met God versterk, word hierdie gat van hom net 'n bietjie vlakker, 'n bietjie vlakker, 'n bietjie vlakker, en beleef hy nog steeds krisisse, gate in sy lewe, maar omdat God al nader aan hom kom, raak hierdie gate waarin hy beland, net eenvoudig vlak. Kom ons kyk of jy dit agterkom, soos ek die Psalm lees. Psalm 42, mens, waarom so in vertwyfeling? En hoor jy die opskrif? Mens, waarom so in vertwyfeling? Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek tog gaan en voor God verskyn? Dag en nag is ek in trane. Wat sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God? As ek my lewe voor my laat verbygaan, dan dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom in loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U, hier in die Jordaan gebied. Van die Hermonberg, van die Kleinberg af, waar die water teen mekaar raas en die waterstrome bruis, en golf na golf oor my laat gaan. Toch sal die Here weer op 'n dag sy trou laat bly.
En ek sal selfs in die nag 'n lied vir hom kan sing. 'n Gebed tot my God, die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? En waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyande? Dit sny deur my hele wese, as my teestanders my spot en dag en nag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Broeders en susters, Psalm 42 praat van 'n mens wat 'n intense verlange gehad het om God te kon verstaan, om God te kon hoor. Hy het 'n intense verlange gehad om God weer in sy huis te aanbid. Soos wat hy gedoen het in die verlede, toe hy voor 'n skare uitgeloop het na die huis van God. Hier is 'n man wat konstant aan God soek, wanneer die storms van die wêreld dreig om hom om te waai. Hier is 'n man wat nie so besig is met sy wêreld, dat hy God nie wil raak sien. Hier is 'n man wat nie net op kwaad fokus nie, maar wat ook op die oplossing van kwaad in sy lewe soek. En hier is 'n man wat vir jou wil sê, waarom is jy so in vertwyfeling? Waarom is jy so ver van God af? Waarom hou jy jou so besig met die storms van hierdie wêreld? God is so ver. So ver is God van jou, vers as jy naaste Bybel. Waarom is jy so in vertwyfeling? Waarom soek jy God? God is so ver. Soos sy naaste huis aan waar jy op bly. Waarom is jy so in vertwyfeling? En waarom soek jy so? God is so naby soos die hart wat in jou klop. En elke keer wanneer jy jou hartklop hoor, dan is op die Heilige Gees van God met jou praat. As jy luister, dan hoor jy jou hartklop. As jy verstand stil word, dan hoor jy die stem van God. En dan sê Psalm 42 vir jou, waarom is jy so in vertwyfeling? Wat gaan ons doen om nou hierdie verhouding met God reg of beter te maak? Elkeen van julle se lewens lyk anders. Jy begin dalk vandag. Dalk is vandag die begin, ek weet nie. Hierdie moment kan dalk die begin wees dat, onthou deur jou verhouding met Rina, deur 'n sameloop van omstandighede het God bepaal dat jy nou hier in die kerk is. Nou, 11:15, hoor iemand in die kerk dalk. Ek moet begin om te werk aan my verhouding met God. Miskien hoor 'n ander een 12:15 op hierdie Saterdagoggend. Waarom is ek so in vertwyfeling? Gister is verby. Dit wat met my gebeur het, gister en eergister en voorgister is verby. Miskien moet ek aangaan met my lewe. Is dit nie dalk tyd om gister en eergister se seer en kwaad en verlies nou maar te los nie? Miskien hoor iemand nou amper 20:11, waarom nog steeds in die verlede talle? Moet ek nie dalk nou hierdie waar ek vanoggend by Rina se begrafenis is, met God praat en sê, kom ons gaan aan. Ons maak nou klaar met gister en ons kyk nou vorentoe. Miskien is dit waar jy moet begin by vandag. En dat vandag 'n begin kan maak in hierdie herstel van jou lewe. Miskien moet jy vanoggend 20:11 moet jy hoor wat God wil sê, hoe jy moet gaan verander, sodat hierdie sentiment waarom so in vertwyfeling, dat daai sinnetjie sal verander, as jy weet wat moet jy gaan los in jou lewe. En elkeen van ons moet iets anders te gaan los. As jy gaan hoor wat jy moet gaan doen, dalk sê God vanoggend vir jou, weet jy wat, kom vir 'n slag 'n bietjie kerk toe. Dit waarmee jy jou Sondagoggend so besig hou, is dit so belangrik in die bigger scheme of things.
Wat moet jy meer doen? Wat doen jy te min? Wat wil God van jou hê dat jy meer moet doen, dat jy meer moet wees, dat jy anders moet wees, of wat jy dalk nie moet wees, hou op om te wees. Dit is wat God dalk van jou vanoggend 20:11 wil sê. Maar wanneer God vanoggend Psalm 42 aan jou voorhou, is die diep tema van Psalm 42 genesing. Verbeter en groei. Hierdie man wat hierdie psalm vir ons skryf, praat van die een diepte wat 'n bietjie volgende keer 'n bietjie minder diep word, 'n bietjie minder diep word, wat 'n bietjie vlakker word, wat nog 'n bietjie vlakker word, sodat daar groei in hom as mens en groei in sy verhouding met God kan word. Miskien is dit wat God wil hê jy vanoggend 20:11 moet hoor. Is daar groei in jou lewe? Of stagneer jy maar net? Is jy soos die gras hier buite in die middel van die winter? Daar is 'n sweempie van lewe, bietjie groen, maar jy kan hom net maak soos jy wil, daar is nie groei. Miskien is jy so 'n mens wat sy siel vir mens wees, maar net aan die lewe bly. Is jy 'n mens wat sê, ek sal weer optrek na die tempel met 'n skare wat juig en jubel? Met ander woorde, hoe kyk jy na jou toekoms? Is jy 'n mens wat verwag dat God dit weer met jou sal laat beter gaan? Of dat dit nog beter met jou sal gaan in die toekoms? Dink 'n bietjie oor hierdie vraag. Dink jy God gaan jou lewe verander? As dit met jou goed gaan, dat dit dan so kan aangaan, of dalk selfs nog beter gaan. As jou verhouding met God reg is, fyn, dat God jou lewe lang by jou sal bly, dat jy jou lewe lang saam met God sal kan loop in vrede en in rus. Dit wat jy hoor vanoggend. Ek sal weer voor 'n skare uitloop en 'n loflied sing. Of as jy iemand is wat nie daar is nie, is dit die visie wat jy het, of kyk jy na jou lewe en sê, ek weet nie wat gaan eintlik beter word nie. En is jammer as jy so twyfel, want dan mis jy die punt van hierdie man wat al hierdie psalms geskryf het. Dawid het vir ons die meeste psalms gegee. Dawid is 'n man met wie dit op stadiums baie sleg gegaan. Baie van sy oor sy eie toedoen. Maar Dawid het nooit sy rug op die Here gedraai, of hy het nooit weggedraai van die Here en gesê, as ek jou nie pla nie, dan pla jy my nie. Dawid het juis in die tye van droogte en swaar kry, het hy na God toe gegaan, om vir God te sê, Here, wat nou? Vandag is ek nie seker nie. Vandag weet ek nie waar jy nie. Vandag is ek jammer oor wat ek gedoen het. Nie my lewe nie, maar nou, waarheen gaan ons nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom is ek so depressief en moedeloos of belangeloos in baie van ons omstandighede? So broeders en susters, dit is miskien wat God vir jou nou amper 25:11 wil sê. Jy is vandag hier na hierdie kerk toe gebring, voor jy lekker met die familie gaan kuier hier buite, net om vir 'n oomblik te kan sê, waar staan ek met jou? Waar staan ek met jou? Vra God nou vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Here, dankie dat ons vanoggend hier na Rina se begrafnis kon kom. Want Here, sy het in almal van ons lewens iets beteken. As ek kyk na die mense wat hier sit, of daar mense wat 'n intieme verhouding met haar gehad het oor jare, oor 'n leeftyd. Dankie vir hulle, dankies vir wat Rina in hulle lewe beteken het. Dankie vir jare en dekades se herinneringe wat Rina saam met hulle gemaak het. Hier is mense wat haar minder goed ken. Mense wat 'n kleiner rol in haar lewe gespeel het en sy en hulle. Maar mense wat ook gesê het, ek wil vandag hier wees om te kom groet. Dankie ook vir daardie herinneringe wat hulle met mekaar kan deel.
Dankie Here vir haar lewe. 'n lewe wat nie altyd voorspoedig was nie. 'n lewe waarin daar net nie altyd vreugde was nie. 'n lewe waarin sy ook soos hierdie skrywer van Psalm 42 kon sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Is die Here nog naby my? Hoor die Here nog as ek roep? Maar dankie Here, dat ons ook vandag kan weet, toe U geroep het sy geantwoord, hier is ek Here, kom haal my, want U het my geroep. Dankie Here, dat ons vandag kan weet, dat sy 'n kind was en dat U haar na die hemelse koninkryk geneem het. Dankie dat ons vandag kan weet, dat U vir haar 'n plek voorberei het. En dankie dat ons vandag ook herinner kan word, dat U ook vir elkeen van ons 'n plek wil voorberei in U hemelse koninkryk. In hierdie wêreld is daar baie mense wat hulle plek verloor. Baie mense wat nie belangstel in hulle plek nie. En baie mense wat te laat agterkom, ek het 'n plek wat ek verloor het. Daarom bid ons vir elke mens in die kerk. Mense wat vandag uit dankbaarheid kan sê, my plek is daar, ek weet waarin ek op pad is. Ek weet dat die Here vir my wag. Ek weet dat die Here elke dag oor my die wag hou, sodat ek veilig en rustig sal kan klaarmaak. Maar Here, hier is hierdie mense van hierdie kerk, mense wat nie omgee. Daarom noem ons hulle naam, sê U. Daar is mense in hierdie kerk, wie se lewens stormagtig is en nie weet, of hulle na U toe gaan, of by U wil wees. Dankie dat hulle ook hier kan wees, en dat U ook met hulle sal praat. En Here, waar ons van hierdie kerk af uitgaan, in ons wêreldse lewens daar buite-in, laat ons in die eerste plek elke seëning, elke genade wat U vir ons gee raak sien. As dit mense of dinge is, dankie vir dit en vir hulle almal. Here, waar daar gate en donkerte is, laat ons ook U hand vat om daardeur te kom met die wete. U steek altyd U hand na ons uit. Maar Here, dat ons met wanneer dit goed gaan, of wanneer dit sleg gaan, weet, van my hoof sal geen haar val, sonder dat dit U goedkeuring wegdra. Verseker ons daarvan. Maak ons doodseker, dat U saam met ons uit hierdie kerk uit in ons wêreld instap. Maak ons doodseker daarvan, Here, dat U elke sekonde van ons lewe by ons is. En wanneer ons hart oorklop, mag ons elke keer herinner word aan U stem, wat sag is in ons verstand en in ons brein en in ons siel met ons praat. Amen. Broeders en susters, kom ons antwoord met Gesang 582. Ons sing daarvan vers 1, 3 en 5. Bly by my Heer terwyl die skemer daal, laat steeds U lig my lewenspad bestraal. Daar is 'n ander hulpverloos vir my, hulp van die hulpelose bly my by. Nou broeders en susters, dit is 'n baie bekende gesang, maar dit is 'n gesang wat spesifiek geskryf is, wat ons spesifiek kan sing, wanneer ons in die skemer van ons lewe staan, of voor 'n donkerte staan, waar ons vanuit daai donkerte vra, Here, dis skemer hier om my, dis donker hier om my, staan my altyd by. Dis so 'n geloofsbelijdenis wat ons doen oor ons vertroue in God. So ons sing Gesang 582 en daarna bly U staan vir die seëngroet en dan kan U maar weer sit.
ons ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. U kan sit. Broeders en susters, ek wil net namens die familie enkele bedankings doen. In die eerste plek sê aan die familie vir almal baie dankie wat in die afgelope tyd enige bydrae gemaak het tot Rina se lewe. Almal wat vandag kom afskeid neem het, of elke blyk van afskeid die afgelope paar weke, boodskappe, oproepe, gebede, baie dankie vir almal. Dan in besonder, dankie vir François en vir Monique, vir die begrafnisreëlings wat hulle gedoen het, vir die op- en afry, die familie sien alles raak wat hulle gedoen het. Hulle het ook die skuifie op die skuifie vertoning opgestel, waarom ons nou gaan kyk. Dan dankie aan Drisie en Jolandi, wat dit moontlik gemaak het, dat Rina in haar eie plekkie kon bly die afgelope paar jaar. Hulle familie waardeer Drisie en Jolandi ook baie daar. Dan broeders en susters, verder sê hulle dankie vir Jolandi, wat Rina bygestaan het, tot aan die einde toe. Hulle verseker vir jou Jolandi, dat dit nie ongesiens verbygaan. Dankie dan aan almal wat bygedra het dat sy die afgelope tyd haar afsprake en haar doktersbestellings en haar bestralings kon bywoon. Ek weet nie wie almal gehelp het, maar hulle sê ook baie dankie daarvoor. Dankie dan aan Berina, wat ook baie gehelp het om vir Rina rond te ry. En dan laastens, dankie ook Charles. Ek dink hy het ook gehelp om Rina die laaste tyd rond te ry. En dan ook sê die familie, almal wat dalk nou nie genoem is nie, wat iets vir Rina gedoen het, waarvan die familie nou nie weet nie. Baie dankie daarvoor, en dit word opreg gedoen. Broeders en susters, my dit gesê, kom ons kyk nou na 'n skuifie vertoning oor Rina se lewe, en dan gaan ons aangaan met die prosedure daarna.
Ek gaan nou die name van die draers uitlees hier by die kerk, of vanuit die kerk uit, en dan as hulle hier voor staan, gaan ek die begrafnisbrief uitlees, en dan daarna sal ons die kerkgebou vir die laaste verrigtinge daar by die lys. Die draers hier op die kerk is Fransja, Elisa, Jana, Fanny, en Angelo en Alida. Sal julle dan voorkom asseblief? Broeders en susters, nou vra ek dat ons almal staan, dan lees ek die begrafnisbrief van Lina Stoff. Saggies en Teer was die roepstem van Jesus. Toe hy ons naam, suster, ouma grootjie en vriendin na sy ewige tuiste geroep het. Al die pyn en eensaamheid is weg en sy is in sy ewige heerlikheid by haar Vader wat sy so lief gehad het. Dankie ma vir al ma se liefde, sorg en kosbare herinneringe tot ons eenmaal weer ontmoet en die sirkel voltooi sal wees en daar geen skeiding en hartseer meer sal wees. Amen. Ek kom nou, liefie.
daar in die hoek. Asseblief in die hoek as jy by die deur inkom aan die ander kant van die trappe. Broeders en susters, ek lees vir ons 'n paar verse uit 2 Korintiërs 4 en 5. Vers 7 van 2 Korintiërs 4 wat sê: ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. 'n woonplek wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly ewig staan. Ek lees net tot sover uit Korintiërs. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Heilige Here, dankie vir hierdie moment waar ons hier rondom Rina se kus kan staan, terwyl ons dink aan haar lewe wat verby is, maar ook dink aan die toekoms. Ook dink aan die moment toe U haar na U hemelse koninkryk geroep het en vir haar gesê het: kom huis toe, jou plek is gereed. Maar Here, ons dink ook so aan ons eie lewens en vra ons U mag U Gees saam met ons lewe, sodat daardie moment wanneer U vir ons sê dit is nou tyd, jy moet kom, dat ons ook gereed sal wees om die hemelse koninkryk met vrede, met kalmte, met rustigheid onder U genade binne te gaan. Laat ons tog nie van U af wegdraai nie. Hou ons styf vas, sodat ons ook eendag veilig en rustig tuis sal kom. En dankie Here dat U ons ook vir mekaar gee, dat ons mekaar se hande en se harte kan vat. En wanneer ons oog gerig hou op die toekoms, ook sal dink aan wie die God is in wie ons glo. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterwe en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees, ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Daardat die Almagtige God van hemel en aarde behaag het om ons tans gestorwe suster tot hom te neem, vertrou ons haar liggaam aan die aarde toe. Aarde tot aarde, as tot as en stof tot stof. In die vaste en sekere wete tot die opstanding van die ewige lewe. Amen. Broeders en susters, die van u wat nou 'n laaste huldeblyk wil betoon, is nou welkom. Mama.
Kan nie nou beweeg. Ja. Nee, maar hulle gaan nou bring met jou. Staan stil. Wat nog geleentheid? Skons.